Wat is toepaslike veiligheidstoerusting? Ek hoef eers dit met julle deel te gaan. Julle is graad 12, julle ken die goed. Dit is ons gehoorbeskerming, ons oogbeskerming, ons swyshelms, ons stofbaadjies. Dis alles goed wat julle weet. En mense onthou, né? Ek leer dit vir my leerders en die kinders wat my nou al goed ken, weet hoe dit werk. Hoe wen mense wêreldbeker? Jy skop pale toe. Jy los nie 'n vraag uit soos dit nie. Probeer altyd in die lyn van, okay, wag, wat kort ek vir veiligheid? 'n bril, ek kort my swyshelm. Skryf die goedjies neer. So, al weet jy nie ietsie, miskien raai jy iets reg en dan kry jy daai 2 punte. 2 punte is beter as geen punte nie, né? Right, nou kom ons by een van die afdelings op 'n plaas waar daar taamlik ongelukke kom mee. En dit is partykeer van onkundigheid, dit kan ook partykeer wees van 'n bietjie afshow, of dit kan partykeer wees van toerusting wat net nie reg werk nie. Ons kom nou by trekkers. Alright, julle het nou al geleer in graad 10 van verskillende trekker engines en julle het nou al geleer in graad 11 van verskillende implemente wat jy op die trekker sit. Maar het julle al ooit trekker veiligheid gedoen? Nou gaan julle gaan nou sê, maar meneer, by my op die plaas, trekker veiligheid. Nou, wat is dit? Ongelukkig is daar iets soos trekker veiligheid en jy gaan dit moet ken as jy op 'n plaas werk. So as julle na julle notas gaan kyk, want julle onderwyser vir julle gaan gee, gaan julle 'n afdeling sien wat praat oor trekkers en ook van skerms wat op trekkers moet wees en rol, hulle praat van rolstawe, as roll cages in Engels, wat in jou trekker moet wees as jy nou 'n trekker het wat ons nou 'n kap het. En dan ook moet jy kyk na jou trekstang en jou veiligheidstoerusting soos jou PTO, dat al daai goedjies nog heel is, en ook dan jou oogbeskerming. Veral as jy op 'n trekker ry. Ek weet van julle gaan nou sê, meneer, oogbeskerming. Jy moet dit hê, want dit raas. Dit is nog steeds 'n tipe van 'n geraasbesoedeling wat by jou kom. So, een van die wette wat jy na gaan kyk, of een van die goed wat jy na gaan kyk daarso, is voertuie, gereedskap en masjinerie waarvan trekkers mos nou basies gereedskap en 'n voertuig is. Eerstens, alle trekkers, enige toerusting, enige masjinerie moet in stand gehou word. Dit help nie ons ry hy trekker laat hy later swart rook blaas nie. Hy moet na gekyk word. As hy begin 'n geluid maak wat nie reg is nie, vat 'n mechanic toe. Ons kan nie wat dit uit mekaar uitval nie. Voertuie, bakkies moet in stand gehou word. Dis hoekom ons logboekies het in die bakkies. Wie het gery laasweek Vrydag met bakkie nommer 2? Kom ons kyk. Wanneer was die bakkie laas gediens? Kom ons kyk. Ons moet die goed op die plaas hou. Want kom ons sê, kom 'n ongeluk. Die bakkie slaan in die brand, of die brieke pak op. Dan moet jy as werkgewer kan terug gaan na jou logboek toe en sê, maar ek het hom gediens, dit was dan dalk net 'n frats ongeluk. Of, o, jenne, ek het hom nie gediens nie. Hier's 'n foutjie. Dat ons net kan kontrole hou oor al ons voertuie. Maak ook seker dat op 'n trekker alle skerms daar is. Mense, ek weet, die trekkers by jou pale op die plaas, is nie noodwendig altyd almal veilig nie, maar ons moet die goed vir julle leer. Julle moet weet dat daar sekere goed is wat in plek moet wees op die trekker. Kyk ook goed na goed soos brandblussers. Mense, as jou brandblussers binne in jou werkswinkels of in jou store 20 jaar laas gediens was, is dit seker tyd om dit te doen. Dit help nie, ons het die goed, maar dit word nie gebruik nie. Maak seker daai goed is op standaard. Indien iets sou gebeur en iets slaan aan die brand en jy haal vir 'n brandblusser en dit werk nie, dan gaan die wet vir jou 'n bietjie seer maak. Jy moet seker maak jy weet dat alles reg is en alles op diens, alles gediens is en alles op datum is. Maak seker alle waarskuwingsplakate is opgesit waar dit moet opgesit wees. Julle manne wat uitvoervrugte doen, Global Gap. Global Gap vereis dat jy spesifieke veiligheidstoerusting of veiligheidsborde opsit vir jou werkers. As jy dit het, jy kan nie Global Gap nie, kan nie uitvoer nie. So maak seker daai goed is in plek. Tot ek binne in my werkswinkel het veiligheidsgoedjies wat oral opgesit is om vir my kinders te sê, sit op jou veiligheidsbril. Maak seker jy het jou gehoorbeskerming op. As jy staal sny, maak seker jy het beskerming oor jou oë. Al die goedjies moet in plek wees. Nog 'n ding, enige reëls of maatreëls moet sigbaar en duidelik wees op plekke waar mense dit kan sien. En ook enige noodtoerusting moet op 'n plek gesit word waar jy dit kan sien. Dit help nie, ek staan in my werkswinkel en nou moet ek raai Ripa speel, waar is my brandblusser, he?
of waar is my noodhulpie? Dit moet op 'n plek wees wat sê, o, daar is die rooi merkie, daar is my brandblusser, hardloop gehaal hom. Daar so in die kas, daar so is my noodhulpkas, gaan haal hom. Enige werkswinkel, enige plaas, enige kantoor, tot skole moet goed hê wat sigbaar is. So maak seker jy kom daarby uit. Nou die volgende ding wat ook baie belangrik op 'n plaas is brandbeskerming. Mense, ek weet nie of julle weet nie, maar sekere tye van die jaar in sekere provinsies het ons brandseisoene. Die Kaap byvoorbeeld in die begin van die jaar, 'n taamlike groot brandseisoen wat elke jaar net erger raak. Maar wat kan ons doen op die plaas om dit te beskerm? Eerstens, jou mense moet jou branddrill ken voor tot agter. Nou julle wat skoliere is, weet mos, so een keer 'n kwartaal, dan lei die klokke lank by die skool en dan moet almal in 'n mooi lyntjie uitloop en dan moet ons oefen van wie brand en wie brand nie, nê. Nou, ons moet dit op die plase ook doen. Ons moet dit inoefen met die mense en seker maak hulle weet waantoe om te hardloop. Soos ek altyd vir my kinders sê, gillen spring. Waantoe gaan ons gaan? In watse rigting? Waar gaan ek veilig wees? Maak ook asseblief seker dat jou brandblussers vol is en dat daar nie rooktekens is by plekke waar daar nie gerook mag word nie. As julle so 'n paar jaar terug bietjie gaan op die internet loop krap, sal julle sien by Afrox het 'n man, Afrox is die gasmaatskappy, het 'n man per ongeluk 'n bietjie 'n sigaretjie gerook naby 'n oop gastank en dit het nie goed afgegaan nie. Maar daar was nie 'n nie rookteken op gewees nie. So daar moet nie rooktekens op wees nie. En dan moet jy ook seker maak dat alle noodnommers op 'n plek is waar dit sigbaar is. Dit help nie, ons weet nie waar om voor te bel nie. Ons hardloop uit, ek weet die brandweer se nommer, ek weet nie, kom ons Google dit gou vinnig. Dit gaan nie werk nie. Noodnommers, sigbaar op plekke waar jy dit kan sien. Right. Dan, 'n ander ding wat op die plaas ook taamlik gevaarlik is chemies en biogevare beskerming. Jy het in graad 11 baie geleer oor gifwe. Jy leer in landboubestuur ook oor chemiese gifwe. Maar wat moet jy doen in landbou teg met gifwe? Eerstens, enige chemikalieë moet veilig bewaar word. En daai kamer waar die gif is, moet gekontroleer word wie kan in en uit. Daar moet nie sleutels wees vir almal nie. Daar moet een sleutel wees wat toegesluit word ergens op die plaas, verkieslik aan die kluis. En daai sleutel moet uitgeboek word en dan aan die persoon gegee word sodat ons kan kontroleer wie in en uit gaan. Waarskuwingstekens oral opgesit. Dra jou gasmasker, dra jou PPE, dra jou handskoene, moenie aan jou oë vat nie. Daai goedjies moet alles op wees binne in jou gifstoor. Noodnommers sigbaar teen muur, noodnommers van die gifbeheer en die dokter op die dorp of op die plaas waar daai mense dan nou basies hulle nood in die hande gaan kry. Dan moet ons ook seker maak dat daar enige noodgeval wat daarby kom, moet dan nou enige noodgeval wat gebeur op die plaas moet ons opskryf en seker maak dat ons trek hou van dit. OK. Nou daar is 5 tipes wat jy nou kan kyk vir enige gevaar op 'n plaas. Is 'n chemiese gevaar, 'n biologiese gevaar wat 'n virus of 'n stof of enige vorm van mif is, soos hierdie swart mif wat in die dakke sit. Fisiese gevare, dit sal enigiets wees van hitte, lig, elektrisiteit, water. Werkontwerp, dit is nou basies gevare met die optel van swaar goedjies, byvoorbeeld die ding is te swaar vir een persoon om te dra, maar jy verwag om dit te doen, en dan ook werkplek stres is ook 'n gevaar waarna jy moet kyk. Jou werkers moenie onder stres geplaas word nie, want dit kan ook lei tot ongelukke op die plaas. As ons nou so 'n klein bietjie afgaan, gaan ons ook kyk na goed soos elektriese veiligheid, wat julle ook gedoen het in graad 10 en in graad 11, dit word weer in graad 12 'n bietjie aangeraak, dis maar die basiese goedjies van, wat moet jy doen indien iemand geshok word, wat moet jy doen indien daar 'n kraglekkasie is op die plaas, daai prosedure het nie verander van graad 10 tot graad 11 nie, dit bly dieselfde in graad 12, so maak maar net seker, jy vul so 'n bietjie op daai ene, gaan 'n bietjie terug na jou ou goedjies toe. Right, noodgevalbeplanning, mense, daar moet oral op jou plaas planne wees van wat sou gebeur in 'n noodgeval. Jou brandplan moet daar wees. Wat sou daar gewees in die geval van 'n gif lekkasie? Wat is die noodplan daarop? En die goed moet geplaas word saam met noodnommers op sigbare punte
waar die werkers dit kan sien. En jy moet hulle in kennis stel waartoe hulle moet hardloop, indien daar sou 'n fout kom. Okay, graad 12's, daai was nou ons eerste les van veiligheid. Ek hoop julle onthou nog die goedjies wat julle gedoen het in graad 10, 11 en 12. Onthou, die goed van veiligheid verander nie, dit bly dieselfde. As jy in 'n vraag kom in die matriekeksamen en jy dink vir jouself, ek weet nie lekker wat dit is nie. Dink, gebruik jou common sense. Sommige kere is die veiligheidsreëls baie maklik en jy onthou dit. Mense, jy wen nie 'n wêreldbeker deur net 3 te druk nie. Jy moet paal toe skop ook. Al weet jy nie wat die vraag is nie of die antwoord is nie. Probeer nog steeds om dit in te vul, veral as dit by veiligheid kom, want dit is die maklikste deel van die landbouterg wat jy nou al doen vir 3 jaar aan een. So dis vasbyt en lus lyk meneer Kwagga.